Vandag se lesie kyk ons nog steeds na omtrek en oppervlaktes. Ons het in die eerste les het ons gekyk na die omtrek en die oppervlakte van 'n vierkant en 'n reghoek. In vandag se lesie gaan ons nou kyk na die omtrek en oppervlakte van driehoeke. As ons nou in die eerste plek gou kyk na die formules van die omtrek en die oppervlakte van driehoeke, dan kyk ons na ons omtrek. As julle nou reg onthou, het ons gesê, die omtrek is die afstand om die plat figuur. So as ons nou kyk na ons driehoek, as julle nou reg onthou, het ons mos nou gesê, ons omtrek word gesimboliseer deur die simbool P. As ons nou kyk na ons driehoek, dan kan ons sien, ons het ons 3 sye, ons verskillende sylengtes, en ons omtrek van 'n driehoek gaan met ander woorde gelyk wees aan sylengte 1 plus sylengte 2 plus sylengte 3. So die omtrek van 'n driehoek is die som van die lengtes van die 3 sye. Ons tweede formule is ons oppervlakformule. Oppervlak het ons gesien in die vorige lesie, word ook geskryf deur die simbool A of die letter A. Met ander woorde, ons kan sê, as ons gaan kyk na ons formule vir oppervlak, gaan ons driehoekie teken en onthou, ons het gesê, die oppervlak of die area kom ons maak net gou hier reg, laat ons sê die oppervlak of area word ook aangedui deur die simbool A, en ons het gesê, ons oppervlak of ons area is die getal vierkante eenhede wat die oppervlakte van 'n geslote figuur dek. Onthou, ons het gesê, dit word ook gemeet in vierkante sentimeter, vierkante meter, vierkante millimeter of vierkante kilometer. Nou, as ons gaan kyk na 'n driehoek en ons moet die driehoek se oppervlak uitwerk, dan gaan ons altyd 'n loodregte hoogte kry van die driehoek. Nou, die loodregte hoogte is die hoogte wat die lynsegment van 'n lynsegment wat loodreg getrek word vanaf enige hoekpunt tot op 'n ander sy. Met ander woorde, as ons hier 'n loodregte lynsegment trek vanuit daai hoekpunt en hy is altyd loodreg op daai sytjie, dan is dit sy loodregte hoogte en ons gee hom die simbooltjie H. So die formule vir die area van 'n reghoek word geskryf as die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte. As ons dit in kort skryf, kan ons dit skryf as die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte, en hulle skryf dit ook net as die helfte van basis maal met hoogte. So my area formule vir 'n driehoek is dan die helfte van die basis maal die hoogte. Wat is die basis? Die basis is die sy waarop die loodregte hoogte getrek is. Met ander woorde, hierdie sy vorm my basis. En ons skryf ook dit as die simbooltjie B. So net weer om seker te maak wat is die hoogte. Die hoogte van 'n driehoek word bepaal wanneer die lynsegment loodreg getrek word vanaf enige hoekpunt.
Loodreg is waar twee lyne mekaar reghoekig ontmoet. So kom ons kyk gou na verskillende driehoeke se loodregte hoogte. As ek nou 'n lyn gaan trek wat loodreg is op sy BC, maar ek trek die lyn uit hoekpunt hoek A uit loodreg op BC, dan weet ek hierdie hoekie is nou 'n 90 grade hoek en hierdie vorm my loodregte hoogte en hierdie BC is my basis, wat ook nou B is. As ek nou kyk na hierdie volgende driehoekie, hy is my driehoek A, B, C en ek gaan trek nou die loodregte hoogte vanuit hoek B op sy AC. As hierdie hoek nou met ander woorde 90 grade is, dan beteken dit hierdie word my loodregte hoogte en AC is nou my basis. As ons byvoorbeeld kyk na 'n stomphoekige driehoek, dan kan ek hierdie basis verleng en dan gaan my loodregte hoogte 'n hoogtetjie wees wat buitekant my driehoek lê, maar hierdie hoek is nog steeds nou 'n 90 grade hoek. So as ek het driehoek A, B, C, dan is hierdie nog steeds my basis, BC is my basis en hierdie word my loodregte hoogte van die driehoek genoem. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As die vraag nou is, bepaal die oppervlak of die area van die volgende driehoek, dan kan ek nou gaan kyk na my driehoek se prentjie. My driehoek sê vir my hoogte is 2,3. Daai is my hoogte en my basis is 5. Met ander woorde, as ons kyk na ons formule, sê vir ons area is gelyk aan die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte. So dit is die helfte van 5 maal met my loodregte hoogte wat 2,3 is. En as ek die sommetjie gaan uitwerk, dan kry ek my antwoord is 5,75 vierkante sentimeter. Onthou nou, area word altyd aangedui in vierkante sentimeter, vierkante meter, vierkante millimeter of vierkante kilometer. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Bestudeer die volgende driehoek. Goed, as ons kyk na die volgende driehoek, dan gee hulle vir ons hierdie sytjie se lengte is 19 cm. Hulle gee vir my hierdie sy is 10 cm. Hulle gee vir my hierdie sytjie is 13 cm. Hulle gee vir my dat hierdie sy 12 cm is. En hulle gee vir my dat hierdie sytjie 5 cm is.
verder gee hulle vir my, hierdie is 90 grade hoek. Met ander woorde, ek kan ook nou uit dit uit sien, dat hierdie 12 cm my loodregte hoogte is. En hierdie 10 cm is die basis van my driehoek. Goed, nou is die eerste vraag, vra hulle vir ons, bereken die omtrek van die driehoek. As ek nou die omtrek moet bereken, dan gaan ons mos nou het gesien, die omtrek is die sylengte 1 plus sylengte 2 plus sylengte 3, en dit gee met ander woorde vir my 13 plus 10 plus 19, en as ek dit mooi bymekaar tel met my gewone algebra, dan kry ek my omtrek is 42 cm. Die volgende vraag vra nou vir my, bereken die oppervlak of die area van die driehoek. Goed, as ons nou kyk na die oppervlak van die driehoek, het ons mos nou gesien, ons formule is area is gelyk aan die helfte van die basis maal met die loodregte hoogte. Die helfte van, ons het gesien, ons basis is mos ons 10 cm, so dit is die helfte van 10 cm, maal met ons loodregte hoogte, en dit het ons mos gesien is ons 12 cm, so ons het die helfte van 10 maal met 12, en dit gee vir my 'n antwoord van 60 vierkante centimeter. Dit behels dan die lesie van die omtrek en die oppervlakte van driehoeke. Jy kan 'n bietjie oefen deur al jou huiswerk sommetjies mooi te doen, sodat jy doodseker is, jy is reg met die omtrek en die oppervlak van driehoeke.